Matteus 14 vers 22 tot 36, 'n baie bekende gedeelte, is waar Jesus op die see geloop het. Vers 22, en Jesus het dadelik sy disippels gedwing om in die skip te gaan en voor hom uit te vaar na die oorkant terwyl hy die skare wegstuur. En nadat hy die skare weggestuur het, klim hy op die berg om in eensaamheid te bid. En toe dit aand geword het, was hy daar alleen. Jy sien, dis iets wat ons baie keer mis in ons lewe, en dis die feit dat ons is so besig, ons doen dinge, en ons doen dinge vir die Here, en ons raak so besig, maar ons maak nie tyd om te gaan afsonder nie. Ons maak nie tyd om te gaan herlyn nie. We don't reload because we're so busy. En ons gewete kla ons aan as ons nie besig is nie, want dan gaan ons dit nie goed gaan met ons nie, en ons voel skuldig teenoor die Here, of wat ook al die rede is wat ons motiveer, en die vyand gebruik daai ywer baie keer om ons uit te put en afgestomp te maak. En die skip was al in die middel van die see getuister deur golwe, want die wind was teen hulle. Maar in die 4de nagwaak het Jesus na hulle gekom, al wandelend op die see. En toe die disippels hom op die see sien loop, word hulle ontstel en sê, dit is 'n spook, en hulle het geskree van vrees. Maar Jesus het dadelik met hulle gespreek en gesê, hou goeie moed, dit is ek, moenie vrees nie. En Petrus antwoord hom en sê, Here, as dit U is, beveel my om op die water na U te kom. En hy sê, kom. Petrus klim toe van die skip af en loop op die water om na Jesus te gaan. Maar toe hy sterk wind sien, het hy bang geword, en toe hy begin sink, roep hy uit en sê, Here, red my. En Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy getwyfel? Daarop klim hulle in die skip en die wind het gaan lê. Toe kom die wat in die skip was en val voor hom neer en sê, waarlik, U is die Seun van God. En hulle het oorgevaar in die land, en in die land Genesaret aangekom. En die man het van daardie plek het om herkenning daar die hele omtrek uitgestuur en almal wat ongesteld was na hom gebring. En hulle het hom gesmeek dat hulle maar net die soem van sy kleed mag aanraak. En almal wat dit aangeraak het gesond geword. As ons kyk na hierdie gedeelte, daar is eintlik baie fasette daarvan, maar ons sien twee goed wat prominent is, en dit is waagmoed en geloof. Waagmoed en geloof, en ek dink dis van die dinge wat ons baie keer nie altyd. Ons lees die Bybel, ons glo die Bybel, ons glo wat die Here op ons hart lê, en hoe die Gees ons bring, maar ons is bang. Bang vir die onbekende, bang vir ons eie onvermoë om dinge te kan doen. Maar God verwag nie vir ons om in eie reg dinge te doen nie. Hy het nie van Petrus gevra, jy weet mos jy kan op die water loop, so kom loop op die water, dit is baie maklik, en om toe net so lang chemiese en wetenskaplike verduideliking gegee oor die samestelling van water en al die dinge. Nee, hy het net vir hom gesê, kom, 'n eenvoudige woord, kom. En dis wat Jesus vanmôre vir my en u sê, hy sê vir my en u vanmôre, kom. Dikwels sit ons so vas in ons omstandighede, en dat het lyk dat daar geen uitkoms vir ons is nie. Ons is so vasgevang, en ons is so besig net om te oorleef, net so besig om voorsiening te maak vir vandag en vir môre, en ons kom nie uit daardie siklus uit nie. Ons kan nie losbreek uit daardie routine uit nie. Ons kan nie wegkom van dit nie, want ons het nie die waagmoed. Ons het nie die geloof aldag om dit te kan doen. Nou hierdie skip waar ons sit is baie keer ons werk. Dis baie keer ons persoonlike lewe. Daardie gewoontes en guite wat ek het. Daardie aanwensels wat ek het, wat ek deur die jare bymekaar gemaak het, en wat al swaar begin raak, want ek wil dit nie laat gaan nie, want ek kan nie sonder dit survive nie. My geldsaak, my huwelik, my geestelike lewe, my verslawings, dit wat nie noodwendig my gaan doodmaak nie, maar dit wat my lewe gaan kos eendag, wat gaan maak dat ek die ewige lewe sal mis. Dit wat my weerhou en my besig hou om God voluit te dien, met oorgawe te getuig. Dis wat verslawings is. Dis nie altyd dodelik nie. Dis nie altyd heroïne of drank of dit nie, maar dis baie keer net gewoontes, dood onskullige gewoontes wat ek aan verslaaf geraak het, verknog geraak het, want ek glo ek moet dit hê. As ek kan ek nie koop nie. Ek weet dat ek moet beweeg.
Ek weet dat ek moet opstaan en dat ek op God se woord moet op die water uitstap. Maar ek is bang. Ek sit vas in die boot en ek ploeter maar voort. My besigheid, my werksplek, die frustrasies, die druk, die onderdrukking, die jaloesie, die afguns, geleenthede wat ek nie aangegryp het nie. En so kan ons aangaan, dis alles deel van die boot waarin ek sit. Want ek glo, ek moet maar hier bly. Ek het vir lange jare vasgevang gesit in 'n werksituasie wat ek elke oomblik van gehad het, maar ek kon nie wegbreek nie, want ek was te bang om my voet op die water te sit. En toe ek dink die tyd is reg volgens my opinie, nie volgens God se opinie nie, toe sink ek op. Toe op die water. My kinders deesdae in die huishouding draai alles rondom hulle. Daar word geskarrel en gejaag, dis sport, dis dit, dis dat. Al die dinge is deel van die normale huishouding deesdae. En alles draai om hulle behoeftes. En dit veroorsaak dat daar baie disfunksionele gesinne is, huishoudings is. 'n gebrek aan dissipline, frustrasies, moedeloosheid. Ons sit met ons huwelike wat toenemend onder druk is. Daar's al hoe meer aanslag. Mense trou op die verkeerde tyd vir die verkeerde rede. Want ons dink ons weet beter. Maar ons doen nie die moeite om vir die Here te vra. Is dit oukei nie? Ek wil in eie reg besluit en keuse maak, want dit is my lewe. Me, my en I. Nou as ek sink vir God blameer. Waar was hy? Hoekom is hy nie daar? Dis wat ek doen. My persoonlike lewe. Daar's soveel uitdagings wat ons elke dag moet hanteer. Daar's soveel druk van buite wat impakteer op ons lewensboot. Ons voel die storms en ervaar die angs en al die dinge wat gepaard gaan daarmee. Die uitdagings wat lei tot depressie op die einde van die dag. Wat maak dat ons moedeloos raak, dat ons opgee. Dat ons sê, ons kan nie meer, ek wil nie meer, ek kan nie meer nie, Here. Ek is klaar. Vat my maar. Baie van hierdie dinge kan verander word as ons maar net nie wil vasglo in die boot. Om op water te kan loop, en dis die titel vanmôre van die gedeelte, om op water te kan loop, moet daar werklike stappe geneem word. Ek moet in die boot doen. Ek moet opstaan en ek moet in vertroue my voet oor die rand van die boot sit en ek moet op die water begin. Nou wat vanmôre vir jy sê en gedien, jy nou vanmôre daar by die huis sit of my hoor en sê, yes, sê die ou, dis oukei, ek kan maar my huwelik los, ek kan uitklim met die huweliksbootjie, ek is nou moeg vir hom ons haar genek en ek gee nie vanmôre toestemming daarvoor. Want jy sien, die storm in jou huwelik, die storm in jou werk, die storm in jou persoonlike lewe, die storm in jou gewoontes, is nie in jou boot nie. Dis om jou boot. Maar jy sit in die boot en jy ervaar die wind van die storm. Jy ervaar die felheid van die storm, jy ervaar die water wat inspat in jou boot en dit maak jou paniekerig. En dan dink jy die probleem is binne in my huis, nie, die probleem is van buite af impakteerde en ek ervaar dit binne in my boot. En ons kan wegdraai van dinge en omstandighede en mense en probleme, soveel ons wil, maar ons sal nooit op water loop as ons dit doen. Maar om uit die boot te klim beteken nie om weg te stap nie. Om uit die boot te klim is om in vertroue na God toe te stap, want hy is die een wat my gaan op water laat loop. Ek kan nie in my eie reg, kan ek nie op water loop nie. Jy raak so afgestomp, dat jy nie die dinge wat die Here, die geleenthede, die deure wat oop is, dit wat die Here op jou pad bring, dat jy dit nie herken nie. Jy skree in angs, want jy ervaar alles as, was jy daar, dit maak nie saak wat iemand sê nie, dit maak net nie sin nie, ek is net paniekerig, ek voel net verlore, maak nie saak hoe mense my bemoedig nie.
Ek mis die goeie dinge, die goeie tye, maar ek so vasgevang in my angs en my vrees, dat ek mis die dinge wat die Here op my pad bring, om my uit die boot uit te help. En solank ek daar vasklou, solank ek aan die bankie in die boot vasklou, want ek is bang om uit te val, want ek weet, ek twyfel in my eie bonatuurlike vermoë, om soos Jesus, saam met Jesus, op die water. Jy sien, hy gaan nie alleen los. Hy gaan nie alleen los. In vers 25 tot 29 wil ek net gou weer lees, en hy sê, maar in 4 nagwag het Jesus na hulle gekom, al wandelende op die see. En as ons lees in Markus 6 vers, ek gaan nou sommer gou so uit die vuis uit probeer, Markus 6 vers 48 dink ek is dit. Dan sê hy daar, hy wou by hulle verbygeloop het. Hy was op pad na die oorkant te loop, want hulle was in die boot. Toe sien hy hulle in die boot, en hy sien hulle is paniekerig. Jesus sien vanmôre my en u stryd, die storm waarin ons is. Hy wil nie net by ons verbyloop nie. Hy wil sigbaar wees. Hy wil hê ons moet uitroep na hom. Hy wil hê vanmôre ons moet sê, Here, ek wil saam met u op die water loop. Ek is moeg vir hierdie omstandighede vir my. Ek het nie meer lus vir hierdie storms in my lewe nie. Ek wil saam met u op water loop. Maar ons is baie keer so besig om te skree en te gil en kwaad te wees vir die hele wêreld en vir onsself baie keer. En onsself te bejammer dat ons nie hoor wanneer Jesus sê kom. Ons mis dit. When the Lord calls us and sê kom. Hy gaan nie vir ons so lang treurmarig gee nie. Hy gaan ons nie tot bekering lei. Hy gaan vir my sê kom. Hy het gesê toe hy by sy disippels verbygegaan het hy gesê volg my. Hy het nie met hulle 'n teologiese redenasie van die korrektheid daarvan aangevoer nie. Nee, hy het gesê volg my. En as in hierdie oggend baie mense vir wie daar uitnodigings gesê word, kom, volg my. Wat dit ignoreer, want daar's ander dinge wat vir hulle te belangrik is in die lewe. Hulle sien nie die nut daarvan om op pad met die Here te stap nie. Want dit is tydmors. Ek is okay. My bootjie is alright. Hy gaan nie sink, dis 'n rubberdak. Ek kan maar op die onderkant sit en sy omdoen. Ek hoef nie te worry nie. Hy gaan tog nie sink nie. We've become complacent with our circumstances. And we think we can cope. We think we can handle it ourselves en ons maak 'n fout. Maar ons kom ons nie 'n fout agter voor dit te laat is. Spyt. Is ons altyd te laat. Waar lê my fokus môre? Miskien het ek al, miskien sê jy vanmôre vir my Gerard, ek het al 'n paar keer in my lewe, ek het al reg probeer. Ek het al die besluit geneem gesê, Here, op vandag. Vandag is die dag van hierdie oomblik af, van nou af. Gaan ek loop, ek gaan die pad stap saam met U. Ek gaan op water loop saam met U. Gerard, ek was al daar 'n paar keer in my lewe, maar elke keer dan vang daai ding my, dan vang daai iets my. Dan verloor ek my fokus op Jesus en ek sink. En dan raak ek moedeloos, want dit lyk nie of dit vir my gaan werk nie. En ek sien ander mense wat op die water loop saam met Jesus en ek raak jaloers en ek raak afgunstig en ek begin glo die duiwel. Ons koop maar dit is gelieflik. Dit is gelieflik in die woord. Want sê nou net en ek luister na die verwarringe en die twyfel wat almal en die duiwel en ek self vir my vertel van, dit is nie moontlik nie. Jy is nie goed genoeg nie. Jy het te veel gesondig, daar is nie so iets nie. Daar is nie 'n perk op God se genade nie. Maar ons kan nie daarmee loop en leef en sê, o nee, ek is onder die genade nie, ek kan maar aan mors soos ek wil. Daar kom 'n tyd, wanneer ek in die boot het moet klim, wat ek op die water moet begin loop en Jesus sê vir my kom. As 'n tyd, wat ek moet 'n besluit neem, wat ek nie maar kan aanploeter, wat ek nie maar, as ek voel my voete raak weg in die water, dan hou ek maar in die boot se rad vas en dan kilter ek maar weer terug. As 'n tyd, wat sien ophou om maar te verdien. Jy sien God gaan nie kom, die Here gaan nie kom en jou in die boot uit optel. As jy wag gaan voor, gaan jy lang wag. Die Here gaan jou nie kom uittel uit die boot uit nie. Hy sê jy klim in die boot uit. Dan sê vir Petrus gaan vat en sê kom wag, ek loop nie soos weet wat yskrats, rolskrats.
Kom ek gaan saam met jou, ek guide jou. Nee, hy het nie dit gedoen nie. Maar God wil hê reaksie van ons. Hy sê as in 1 Johannes 1 vers 9 sê, as jy jou sonde bely, is getrou en regverdig, hy sal jou vergewe. Hy sal oorweeg nie en die meriete van die saak kyk nie. Hy sal jou vergewe, maar ek moet 'n aksie neem. Ek moet sê, Here, ek is hier. Ek moet my lewe, ek moet alles moet ek surrender aan. Ek moet vanmôre sê, Here, ek maak I make I surrender everything, Lord, so that you can take control. 1 Petrus 5 vers 7, ek quoteer dit graag, want hy sê vir ons, werp al julle bekommernisse op hom. Hy sorg vir julle. Nie hy sal nie, en dalk nie, hy sorg vir julle. Gaan lees dit gerus. Werk. Met ander woorde, ek gee dit nie, en ek hou so 'n bietjie terug nie. Nee, ek gee nie net die gedeeltelik nie. Ek werk, want as ek iets werk, as ek nou hierdie Bybel gooi, aan die mense van die kwaad dra, maar as ek die Bybel gooi, dan gee ek beheer oor. Wie ook al dit vang, het dan beheer daarvan. En as ek my bekommernisse werk op God, dan vat hy dit. En hy hanteer dit, want ek glo nie hy wil my probleme hê. Dis reeds afgehandel aan die kruis. Jesus het klaar gesterf daarvoor. Ons moet dit net opneem. Ons moet net vanmôre reageer op die kom. Kom, as jy water beloof, kom. Watter stappe, watter keuses, watter oorwinnings moet nog in plek kom in jou lewe, sodat jy op water kan loop. Wat se vertwyfeling is daar nog? Wie saai daai vertwyfeling? Is jy miskien jou eie grootste vyand? Ek het op 'n stadium in my lewe geleef. En gee my, ek wil nie oor my praat nie, maar ek praat uit ervaring uit. Het ek geleef en ek het geglo dat wanneer ek iets doen, dan moet daar 'n fout wees. Reg. En dan word ek kwaad en ek praat in tale wat nie kerklik is nie, en ek skop en ek is boos en dan vat ek die ding, dan doen ek dit oor of ek maak die fout reg. Tot ek op 'n dag besef het dat ek onbewuslik werk om 'n fout te maak, want ek het geglo dat as ek iets doen, moet daar ergens fout wees. Ek was kwaad as ek 'n ding kyk en ek sien nie 'n fout nie. Dit klink simpel. En dan het ek daar besef, wat se nonsens is jy besig? Waarom is jy besig? Hoekom doen jy dit aan jouself? Waarom wil jy dinge doen en dit onbewuslik 'n fout maak? Sodat jy kan sondig en emosies ervaar wat onnodig is. En dit het verander. Want ek maak nog foute, maar ek doen dit nie meer doelbewus of onbewuslik nie. Ek maak nog foute en dan herstel ek en ek raak nie kwaad nie. Want ek weet ek is 'n feilbare mens. Ek maak verkeerde keuses. Maar ek voel nie meer ek is 'n loser nie. Want weet jy wat? Want ek weet die Here is besig om hierdie dinge te gebruik wat op my pad toegelaat word om my te laat groei, om my te verbeter. Elke keer raak ek beter. Dan kan ek groei. Dan kan ek sê, dis soos letsels. As ons kyk na ons geestelike lewe in baie opsigte, dan sal ons sien as baie duike, gate en letsels, skaafplekke. Maar weet jy wat is trofee? Dis tekens van oorwinning, want elke letsel wat jy op jou liggaam het, is 'n teken van oorwinning. Iets wat seer was, wat beskadig is en wat gesond geraak het. Iets wat geheel het. En dis wanneer ons beproewinge en versoekings deurstaan en oorwinning kry. In Jesus naam. Dis wanneer daar letsels bly, om ons te herinner aan die oorwinning, nie aan ons swakheid, maar aan ons oorwinning. As ons net dit so wil sien vanmôre, en nie toelaat dat die vyand en mense dit gebruik om ons af te trek, dan sal ons weet wat die Bybel sê, meer as oorwinners. Waar moet jy nog in die skip klim vanmôre? Ek weet nie of ek môre met iemand hier praat, miskien praat ek met iemand wat my hoor op die media. Is dit in jou werksituasie? Is dit dalk in jou besigheid? Waar jy nog vasloop, waar jy beangs is en bekommerd is? Is dit in jou verhoudingslewe? Sit jy ergens met iets wat jou verslaaf? Praat nie net van drank en sigarette en dwelms nie.
Dis baie dinge wat ons verstaan. Ons skyn op ons skuldig dinge. Is dit in my huwelik? Is dit in my persoonlike lewe, my geite? Waar moet ek vanmôre in geloof en met oortuiging sê, ek sit vanmôre my voet uit, ek gaan aan water loop saam met Jesus. Ek gaan nie langer toelaat dat hierdie vertwyfeling my in die skei trek. Want ek is so moeg van hierdie storms wat geskommel en geskit. Ek wil vanmôre net aan Jesus se kreet se soem raak, dis genoeg. Hy hoef nie aan my te verskyn nie, hy hoef nie met my hoorbaar te praat nie. Ek wil net weet, in die geestelike wil ek manifesteer vanmôre en sê, Here, ek raak aan u kleed se soem vanmôre. Dit is genoeg vir my. Dit was genoeg vir die weduwee wat aan bloedvloeiing gelei. Dit was genoeg vir hierdie mense en hier was hordes. Ek wil vanmôre net in die kleed van Johannes 10 vers 10. En ek sluit af daarmee. 'n dief kom net steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat julle lewe kan hê en dit in oorvloed. En daai oorvloed is nie noodwendig materieel vanaand. Dit ook, maar in elke area van ons lewe. Emosioneel, sintuiglik, geestelik. In elke faset van ons lewe wil die Here hê ons moet oorvloed. As jy vanmôre gereed om met die boot te deel. As jy vanmôre gereed om daardie waagmoed in die dag te leef, sê Here, ek maak klaar, ek wil nie weer in hierdie boot sit. My huwelik, Here, is in hierdie storm. En ek het beklei met die dinge binne in my boot, Here, maar ek besef nou dat die dinge van buite is wat impakteer op my lewe. Dis die winde en wat van verwarring en wat my bang maak en dis die water van vertwyfeling en twis wat in my boot inspat, wat dit laat lyk asof die probleem binne is. Here, daardie ding wat ek sukkel om ontslaaf van te raak, wat ek oorwinning oor moet kry, Here. Dit is nie binne my nie, dis impakte en insette van buite, Here. Ek wil vanmôre uit daai boot uitklim, ek wil ontslaaf raak vanmôre. Daardie gitte en gewoontes, daardie pity parties wat ek so graag aanhang. Ja, ek wil vanmôre uitklim in daai boot. Ek wil klaarmaak vanmôre. Ek wil saam met u op water loop. Ek wil 'n verskil maak vir u. Ek wil 'n getuienis wees dat God groot is. Ek wil vanmôre wil ek daardie oortuiging hê en ek wil daardie moed en ek vra dat u Gees vanmôre by daardie oortuiging sal. Ons Vader, dankie dat vanmôre hierdie woord hoor, Here. Elkeen wat hier teenwoordig is, Here, elkeen wat inluister. My gebed is vanmôre, Here, dat in die naam van Jesus Christus hulle sal opstaan en uit die boot sal klim en nie sal twyfel nie, Here. En sal bly fokus op u, Here, sodat hulle nie kan sink nie. Want Here, solank ons op u fokus, solank ons op u woord fokus, Here, sal ons in staat wees om op water te loop. Here, ons kom vanmôre en ons sê baie dankie. Baie dankie vir die voorreg dat u by ons boot vanmôre verby beweeg, Here, sodat ons kan uitklim en uitreik na u, Here. Dankie dat ons vanmôre net aan die soem kan raak en dat ons krag gaan ontvang, Here, dat ons oorwinning sal ontvang, Here, dat ons deurbrake sal ontvang, dat dit wat ons in ons boot gevang en gehou het, nie langer meer 'n faktor sal wees nie, Here. Maar dat sal vry wees, Here. Ek dank U daarvoor in die mooi naam van Jesus Christus. Amen.